Goeiemôre broeders en susters. Ons is dankbaar om saam hier by mekaar te mag wees om die Here te loof en te prys. En dis ook ons gebed dat hierdie diens tot eer van die Here sal wees en dat dit ook tot versterking van ons geloof sal wees. Ons wil ook welkom heet al ons diaspora lede wat saam met ons luister en oor die wêreld nou en in die week sal luister. Ons dink ook in ons gebede aan almal wat ver is van hulle geliefdes. Kom ons begin en ons sing Psalm 67-2 vers 1 en 2, dan lied 253 en skrifbereiming 1-3 vers 1, 2 en 3.
Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan, dan sing ons saam Skrifbereiding 1-6, die eerste, die tweede en die derde verse, voordat ons almal saam hardop ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat neergedaal het ter helle, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Geliefdes, ons gaan vanmôre die wet van die Here sing soos berym in Skrifbereiding 9-2, die eerste tafel wat gehandel oor die liefde vir God ons Vader, en die tweede tafel sal ek vir ons lees uit Eksodus 20.
Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag niemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Geliefdes, kom ons sit net so, dan sing ons Psalm 119. Vers 1 en vers 2. Juis as antwoord op die wet van die Here. Waarin ons in die tweede vers sê, dis u wil dat ons u woorde in getrouheid sal betrag. Kon ek maar, ek sou dit van harte, Heer, verleen u my die krag. Ag, was tog my voet maar vaster, dat ek van die spoor nie dwaal, in die wet my voorgeteken, en geen skande oor my haal. As ons die Here se volmaakte wet hoor, en weet dis vervul, dan kom daar by ons die diepe begeerte, ondanks wie ons, wat ons ook is, kom daar die begeerte as God se kind om so te wil lewe uit dankbaarheid. Maar ons weet en ons bely ook in hierdie lied, dat die goeie wat ons wil, dit doen ons nie, en die slegte wat ons nie wil, dit doen ons wel. En daarom kom ons ook en buig ons voor die Here, vir 'n vooruitmoediging, as ons sy wet hoor. Nou kom ons sit en dan sing ons Psalm 119, die eerste en die tweede verse. Geliefdes, voordat ons gaan saam lees uit die Here se woord uit Johannes 6, bid ons eers en dan as deel van ons gebed smeek ons die Here om ons te leer, Psalm 25 vers 2. Maar kom ons bid eers en vra dat die Heilige Gees ook besonder in hierdie gedeelte van hierdie erediens met ons sal praat. Here ons God, sonder die Gees verstaan ons niks. So sonder u o Gees glo ons niks. Sonder u het ons harte van klip. Maar u maak ons harte oop. U maak ons ontvanklik om die lewende woord te hoor. En Here, dit word gebring in swakheid en in kleinheid. Maar as u met ons praat, bid en vra ons dat ons aandag op u vasgenaal sal wees. En dat ons sal leer, dat ons sal groei. En Here, dat u lof en u aanbidding meer sal word in ons lewe. Ons kom as kleinkinders en sê, Vader, praat met ons. U kinders luister. In die naam van ons Here Jesus Christus bid en vra ons dit. Amen.
Geliefdes, ons lees vanmôre saam met Johannes 6. Ons lees vanaf Johannes 6 vers 22 tot 35. Die volgende dag het die skare wat oor kan die see bly staan het agtergekom dat daar behalwe die een geen ander skuit was nie. En dat Jesus nie saam met sy disippels in die boot gegaan het nie, maar dat sy disippels alleen weggevaar het. Daar het egter vanaf Tiberias bote aangekom naby die plek waar hulle die brood geëet het, nadat die Here die seëngebed uitgespreek het. En toe die skare sien dat Jesus nie daar is nie, en ook nie sy disippels nie, het hulle self in die skuite geklim en na Kapernaum toe gevaar op soek na Jesus. En toe hulle hom aan die oorkant van die see aantref, het hulle vir hom gevra, Rabbi, wanneer het u hier aangekom? En Jesus het hulle geantwoord, Amen, Amen. Ek sê vir julle, julle soek my, nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet en versadig geword het. Julle moet nie werk vir voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat hou tot in die ewige lewe. Dit sal die Seun van die mens vir julle gee, want op hom het God die Vader sy siel geplaas. En hulle het hom gevra, wat moet ons doen, sodat ons die werke kan verrig wat God wil hê? En Jesus het hulle geantwoord, dit is die werk van God, dat julle glo in die een wat hy gestuur het. En hulle sê vir hom, watter teken sal hy doen, sodat ons kan sien en u glo? Wat gaan hy doen? Ons vaders het die manna in die woestyn geëet, soos daar geskrywe staan. Hy het aan hulle brood uit die hemel gegee. En Jesus sê toe vir hulle, Amen, Amen. Ek sê vir julle, dis nie Moses wat vir julle brood uit die hemel gegee het nie. Nee, my Vader gee vir julle die ware brood uit die hemel. Want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wêreld gegee is. En hulle sê toe vir hom, Here, gee ons altyd hierdie brood. En Jesus het vir hulle gesê, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger word nie. En wie in my glo, sal nooit weer dors word nie. Geliefdes, die hoofstuk 6 is een van 'n besondere hoofstuk in die Bybel waarin daar meer as 20 keer gepraat word oor brood. Trouwens, ek dink 21 keer word daar gepraat oor brood. En dit begin al in vers 6 van hoofstuk 6 waar die Here vra, waar gaan ons brood koop vir hierdie skare, en waar hy eintlik die disippels iets van beproef. Maar ons teksgedeelte, dit wat ons hier gelees het vanaf vers 22 af, vind plaas die dag nadat die Here Jesus Christus die massa, die skare van 5000 met brood versadig het, 5 brode en 2 visse wat hy vermeerder het en almal het genoeg geëet en daar het nog 12 mandjies oorgebly. Dis die dag na dit wanneer hierdie gebeurtenis, hierdie gedeelte plaasvind. Maar dis ook voor die loofhuttefees waarin die volk oordenk dat die Here hulle deur die woestyn gelei het en hulle gevoed het elke dag met manna. Dis ook die aanhaling wat hulle hier gee en waarin hulle sê Moses het vir hulle kos gegee, Moses het vir hulle gesorg. En daarom as 'n mens hierdie gedeelte lees, dan dink 'n mens eintlik dis besonder, want hierdie mense volg die Here. Hulle gaan oor die see en hulle vaar oor die see om by hom uit te kom en hulle volg die Here, maar dan as jy die Here se woorde hoor, dan besef ons vir hulle gaan dit oor die tekens en die wonders en hulle soek hom vir kos. Hulle soek hom vir dit wat hy nou hier vir hulle kan gee, vir hulle fisiese nood. Hulle soek hom om te sorg dat alles goed gaan hier. En dan kom hulle by die Here uit. En wanneer hulle by die Here uitkom, dan vra hulle vir hom. As hy vir hulle sê hulle moet glo in hom, dan sê hy gee ons 'n teken. En dan praat hulle oor Moses wat hulle aanhaal, die gedeelte wat hulle aanhaal uit die Ou Testament en hulle word gesê Moses het vir ons gegee. In die vorige vertalings word dit so ook vertaal. En daar staan ook dat Moses het vir ons vaders kos gegee. 40 jaar elke dag. En eintlik wat hulle hiermee impliseer is, as die Here die Messias is en Moses kon elke dag vir hulle
kos gee in die woestyn, manna gee, dan behoort hy tog ook. Want as ons Deuteronomium 18 lees, vers 15 en 18, dan staan daar, en dis die profesie al in Deuteronomium, dat die Here Jesus, dat die profeet sal kom, wat vir hulle kos sal gee. En as 'n mens dan dink in hoofstuk 14, in vers 14 van hierdie gedeelte, nadat die Here hierdie 5000 gevoed het en kos gegee het, dan het hy die oomblik wanneer hy dit klaar gegee het, dan vra hulle vir hom, is jy die profeet, is jy die Messias wat sou kom? En dan wil die Here, dan vlug die Here Jesus dadelik weg van hy, want hy ken die harte, en hy weet hulle gaan vir hom gryp, en hulle gaan vir hom koning maak, want hy het vir hulle kos gegee. Hy het vir hulle gesorg, hulle aardse nood bevredig. Maar die reaksie van die Here in vers 32 van die Here Jesus Christus is eintlik besonder op twee maniere. Hy sê in die eerste plek, Moses het nie vir julle die manna gegee nie. Die Here het, die Vader het. Dis in die eerste plek wat hy vir hulle sê. Want mense verwag baie keer van mense om vir hulle te sorg. En dis wat hulle hier gesê het, hy het vir ons brood gegee, dan praat hulle oor Moses. En die Here Jesus sê nee, dit het van God afgekom, dis in die eerste plek. En in die tweede plek, as jy kyk na sy antwoord in vers 32, dan is daar twee tye wat aangespreek word. Hy sê, die Vader het vir julle gegee, en Moses het vir julle dit wat die Vader gegee het, gegee. En dan let op wat op die tweede gedeelte staan in vers 32. Daar staan, en Jesus sê, amen, amen, ek sê vir julle, dit is nie Moses wat vir julle die brood uit die hemel gegee het nie. Nee, my Vader gee julle die ware brood uit die hemel. Hy sê, dis nie Moses wat dit gegee het nie, die Vader gee dit. Maar dan sê hy, in vandagse tyd, in die teenwoordige tyd daar, die Vader gee nou brood. Ek lief, dis is 'n tydlose uitspraak. Want hulle gaan nou herdenk in die Loofhuttefees, dat die Here 40 jaar vir hulle kos gegee het, vir 40 jaar het hy hulle elke dag versorg, manna gegee het, kwartels. Hulle vergeet hoe die volk gemor en gekla het, want dit was nie na hulle smaak en hoe hulle dit wou hê nie. Die volk probeer dit om meer by mekaar te kry, in die begin, die volgende dag is dit vol wurms. Maar die Here het gesê, elke dag sal julle manna kry. En elke dag moet julle optel, behalwe dan die dag voor die Sabbat, wanneer hulle dan moes optel vir die Sabbat ook, en dit sou nie vrot nie. En anders sou dit verrot, want die Here wou hulle elke dag laat weet, hy is die een wat sorg. En dan sê die Here Jesus, hy het dit gegee. Hy sê, maar nou gee hy brood. En dis tydloos. Die Here het manna gegee vir die volk van Israel in die 40 jaar wat hulle daar in die woestyn was. Maar die Here gee vandag brood. Dis 'n tydlose ding wat die Here Jesus hier vir ons sê. En onmiddellik word ons hierby betrek. Want dan word ons mos ook gevoed. Dan is daar ons vir ons ook brood beskikbaar wat die Vader gee. Geliefdes, as 'n mens die geskiedenis van die manna lees, dan sê die Here God vir die volk van Israel, van hierdie manna moet gebere weer word. Ons weet dit word in 'n kruik gebere, 'n goue kruik wat in die ark van die Here geplaas was, en dit het nooit verrot nie. Sodat die volk, die nageslag, staan daar, die nageslag sal onthou dat die Here gesorg het. En nou kom uit die volk se nageslag, en dan kom die brood wat nooit kan verrot nie. Dis iets profeties wat in hierdie kruik se manna was. Maar weet jy wat is ook besonder? As die Here Jesus hierdie geleerdes en al die mense wat om hom is antwoord, wanneer hulle vir hom sê, doen 'n teken. Dan sê hy nie net dat Moses het gegee, of die Here God het gegee, maar hy gee nou. Hy sê ook net, lees Psalm vers 32 weer, want in die tyd van Israel het die Here net vir die volk van Israel manna gegee.
Nou sê hy, nou gee hy brood aan die wêreld. Hy gee brood aan die wêreld, aan die hele aarde, alles wat daar is. En dis hy wat neerdal. En dan praat hy van homself. Geliefdes, en dit bring ons direk by hierdie teks baie nou betrokke. En dan kom die Here en dan verduidelik hy vir die volk, vir die mense wat hom sê, en hy sê, ek is die brood van die Here, van die lewe. Nou geliefdes, hierdie is eintlik een van die besondere verse wat in Johannes voorkom, want dis die eerste ek is uitspraak in Johannes. Nou weet ons, die boek Evangelie van Johannes is heeltemal anders as die 3 ander evangelies wat meer gaan oor die kronologies en die geskiedenis wat daar plaasgevind het. En wanneer Johannes kom, dan doen Johannes dit op heeltemal deur die onderleiding van die Gees, gebruik die Gees Johannes om op heeltemal 'n ander manier die evangelies te doen. En as 'n mens hierdie ek is uitspraak lees van die Here Jesus Christus, is dit die eerste ek is uitspraak van 7 ek is uitsprake. Hierdie is die heel eerste. En ons gaan trouwens, dis 'n reeks preke wat begin oor die 7 ek is uitsprake in die boek van Johannes. Want 7 keer word hier gesê ek is. Ons kom nou daarby. En dis besonder en dis skaars uitsprake wat in die Nuwe Testament kom. Dis eintlik uitsprake wat net by Johannes voorkom, meestal by Johannes wat die Heilige Gees Johannes inspireer om dit te sê. En dis presies dieselfde woorde as wat staan in Eksodus 3 vers 14, waar die Here God, wanneer in die brandende braambos aan Moses verskyn, dat hy vir hom sê, ek is wie ek is. Dis dieselfde woorde. En eintlik staan daar in die oorspronklike, en dis ook in die Septuagint, dis die Griekse vertaling van die Hebreëus, dis nie so belangrik nie, maar net, dis presies dieselfde woorde, maar daar staan ek self is. Dis die letterlike vertaling wat daar staan. En dit word baie min gebruik in die Nuwe Testament. Maar soos wat ons gesê het, nou 7 keer gebruik Johannes dit in die Nuwe Testament. En hierdie eerste ene en hierdie eerste preek gaan dan oor hierdie uitspraak. Ek is die brood van die hemel. Ek is die hemelse brood. Wat die Here Jesus sê in vers 35, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger word nie, en wie in my glo, sal nooit weer dors word nie. Ek is. En geliefdes, dis baie besondere openbarings. En jy sal weet, elke keer wanneer die Here Jesus dit sê, sal jy sien die mensdom word totaal ontstel hierna, vers 61, ek kan maar die hoofstuk verder lees, wat ook gaan oor brood, dan wil hulle hom doodmaak, want niemand durf sê ek is, want dit is die naam van God. En dis wat die Here Jesus hier sê. Hy sê 7 keer, hy sê ek is die brood van die lewe, ek is die lig van die wêreld, ek is die deur, ek is die goeie herder, ek is die opstanding en die lewe, ek is die weg, die waarheid en die lewe, ek is die ware wynstok. Dis die 7 ek is uitsprake in Johannes van die Here Jesus Christus. Daar is 'n 8ste een ook, maar wat nie werklik op dieselfde manier is nie, dan word daar gepraat van ek is, was voor Abraham gewees. Waar hy homself vereenselwig met die Here God, maar dit is nie in die reeks nie, dis nie waar hy die ek is nader verklaar. So elke keer as die Here Jesus sê ek is, dan probeer hy vir ons sê, dis hoe jy my moet ken, en dis hoe jy my moet lief hê. Ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nie honger word nie, en sal nooit dors word nie. Geliefdes, en dan moet ons besef, hierdie is 'n simboliese woord, is 'n simboliese teken. Die Here, dit gaan hier oor meer as aardse fisiese honger en dors, meer as manna wat die liggaam voed. En eintlik is dit bitter belangrik, want alle mense na die sondeval, het 'n leemte in hulle lewe, het 'n leegte.
is honger en dors na iets. Alle mense wat ooit op hierdie wêreld was, het 'n behoefte na iets. En niemand en niks kan daardie behoefte bevredig. Kan jou versadig, behalwe die Here Jesus Christus, behalwe die lewende brood. Net Christus kan nie die honger stil. Net Christus kan die dors stil. En geliefdes, ons besef dat hierdie mense het die Here Jesus Christus gevolg, want hulle het gesoek na aardse brood. Hulle het gesoek na dit wat hier en daar. Hulle het nie Christus gesoek nie. Hulle het gesoek na wat hy vir hulle gee. Wat hy vir hulle beteken. Hoe hy hulle kan versorg, hoe hy hulle kan dien. Geliefdes, hulle het nie gekom vir die Here Jesus. Hulle het nie gekom vir God, maar vir wat hy kan beteken. Om te kom na Jesus is nie om te kom na wat hy vir jou gee nie. Om te kom na Jesus gaan om by hom te wees. Ons dien mos nie die Here vir wat hy vir ons doen nie. Of doen ons? Ons kom nie erediens toe om iets daaruit te kry nie. Of doen ons? Ons aanbid nie die Here omdat ons bang is ons gaan hel toe nie, nee. Of doen ons? Ons kom na die Here omdat ons vir hom wil lof bring vandag. Omdat ons hom wil eer. Een van die gevolge is dat ons versterk word. Een van die gevolge is dat ons nader aan hom kom. Ons aanbid mos nie net en dank die Here as dit goed gaan met ons. En as ons gesond is en as ons seëninge het. Ons loof en prys hom selfs al is ons sterwend. En as ons liggame heeltemal vervalle. Ons loof en prys hom al is ons honger. Want ons aanbid nie die Here vir wat hy vir ons gee nie. Dis kom die Here sê, ek is die lewende brood. Die Vader gee die lewende brood aan die wêreld. Hy word vir ons gegee. Hy word gegee om die leemte wat daar is, as ons hom dien, en as hy in ons lewe is, om dit weg te neem. Niks kan jou versadig maak, behalwe die Here. Liefdes, daar's 2 reaksies. As kan maar die hoofstuk gerus, kan jy die hoofstuk weer verder gaan lees. En die 2 reaksies is dat uit sy eie disippels, nie die mense, die klomp daar nie, uit sy eie disippels is daar 'n massa wat hom los. Dan bly 'n handjie vol oor. En dan sê die Here Jesus vir hulle, in vers 47, wil julle nie ook maar gaan nie. Wil dit vir ons lees, broeders en susters, vers 47 staan daar, as hulle die Here vir hulle sê, wil julle nie ook al gaan, daar gaan nie, dan sê hy, ekskuus, ek sien nou verkeerd. Wanneer hulle hom verlos, ek dink is vers 67. Nee, is vers 68. Simon Petrus het geantwoord, Here, na wie toe sal ons gaan? U het woorde van die ewige lewe en ons glo en weet dat u die heilige van God is. Hulle bly by die Here oor sy woord en dat hy God is. Dis hoekom ons die brood van die lewe nodig het. Geliefdes, ons bid vir ons daaglikse brood en die Here leer ons om vir ons daaglikse brood te bid. As die katekismes lees Sondag 50, dan sê dit ons vra alles vir die Here sodat ons oog op hom gerig kan wees. Maar dit gaan nie net oor alles. Ons het God nodig.
Ons het nodig om by hom te wees. Ons het nodig om by hom te wees elke liewe dag van ons lewe. Die manne van die Ou Testament het gebly sodat die nageslag, die bietjie wat gebly het, was sodat die nageslag kan onthou word God sorg. Maar dis profeties, broeders en susters. Want dit het gewys na die Here Jesus Christus. En die nageslag het die brood ontvang. En geliefdes, ons is daai nageslag. Dit waaroor die Deuteronomium gepraat het. En weet jy, die Here Jesus Christus sê nie, ek gee die lewende brood nie. En dis baie keer wat ons dink. Ons dink, ja, hy gee sy woord, hy gee seëninge. Natuurlik. Natuurlik gee die Here ook seëninge. Natuurlik gee die Here ons ook die wonderlike dinge in sy natuur. Natuurlik gee die Here vir ons liggame ook dinge wanneer dit hom behaag en wanneer dit sy wil is. Maar daar staan nie in die teks, ek gee lewende brood nie. Hy is dit. Hy is dit. En geliefdes, dis wat ons die Gees moet bid. Dat die Gees ons elke dag bring by die lewende brood. Dat ons gevoed kan word met hom. Dat ons elke dag vol kan word. En dis wat sê, ek is die lewende brood. En dit verander jou aanbidding van hom. Dan gaan dit nie oor wat jy van hom kry nie. Maar dit gaan om by hom te wees. Om voor hom te buig. Om in aanbidding voor hom te staan. En die lewende brood, om buite te kan wees en dit as het ware geestelik te kan eet. En weet jy, as jy om jou kyk, is daar 'n magdom, geliefdes, wat saam met jou die Here aanbid. En wat voor hom buig. En wat elke dag die lewende brood nodig het. As die Here die volk van Israel lewende brood gee, of brood gee, dan staan in Psalm 78, het is brood van die engele, graan uit die hemel, Psalm 78 vers 23 tot 25, graan uit die hemel. Geliefdes, ons kry soveel meer. Ons kry soveel meer as mannakorrels. Ons is onbeskryflik bevoorreg. En as die Here manna gegee het aan die volk, dan het hy dit nie weekliks gegee nie. Want hy het dit nie kwartaalliks gegee nie. Dan het hy elke dag nuwe manna gegee. Elke dag is daar lewende brood. Genoeg vir daardie dag. Jy kan nie opgaar nie. Môre moet jy weer die lewende brood neem. Jy doen dit nooit uit jouself. Dis net die Gees wat jou kan bring by die Here. En dis waarvoor ons moet bid. Smeek elke dag. Dat hy ons sal voed. Dat ons met hom gevoed word. Dit beteken, ons moet natuurlik sy woord lees. Natuurlik moet ons elke dag dit lees, want dis waar hy hom openbaar aan ons. Maar natuurlik moet ons ook elke dag met hom praat. En met hom luister. Hoe neem jy die lewende brood in? Om 'n leiding van die Gees met God gemeenskap te hê. Ek self is, sê hy, die lewende brood. Amen. Kom ons staan, dan sing ons Skrifbereiding 10-2 as ons gebed. Daarna gaan ons die diaken bevestig.
Broeders en susters, ons gaan broeder Tewie as diaken bevestig, maar ons moet eers na die formulier vir die bevestiging van diakens luister. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, 'n diens om die gemeente as een gemeenskap aan Christus te laat lewe, het spoedig in die apostoliese kerk in na die Here Jesus se tyd nodig geword. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep, om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rig tot opbou van die liggaam van Christus, en daarom rus Christus hulle ook toe met die gawes wat hulle nodig het. En daarom moet ons ook leer uit die Here se woord om hierdie diens behoorlik te kan uitoefen. Is dit nodig dat ons die Here se woord ondersoek om ook te kan hoor wat die opdrag is van die diakens. As diaken, geliefde broeder Tewie, dan word jy geroep om sorg te dra dat die gemeente een is in Christus en mekaar daadwerklik moet lief hê. Jy moet ook toesien dat die gelowiges saam met al die ander diakens aan almal goed doen, sodat die liefde van Christus op hierdie wyse bekend kan word. Die diakens moet almal besoek en hulle aanspoor om praktiese liefde teenoor die medegelowiges en alle mense te bewys. Deur elkeen te besoek, sal julle sorg dra dat nie een deur armoede, eensaamheid, ouderdom, siekte of om enige ander rede van die geloofsgemeenskap vervreemd raak nie. Julle moet ook die middele wat gegee word sorgvuldig beheer, met wysheid bestee en met vertroosting uit die skrif meedeel. Jy moet Christus dien en jou gemeente tot diens en julle gemeente tot diens toerus, eintlik sy gemeente tot diens toerus, om die liefde van Christus in die wêreld te laat skitter. Broeder Tewie, sal jy asseblief vorentoe kom om te kom antwoord op die vraag? Broeder Tewie, jy het gehoor wat jou opdrag is, en ons vra jou nou om reg op die volgende vraag te antwoord. Is jy in jou hart daarvan oortuig dat jy deur God self tot hierdie heilige diens geroep is? Glo jy dat die Heilige Skrif die woord van God is en dat dit die volmaakte leer van saligheid bevat, en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? Broeder Tewie, beloof jy om jou goddelike opdrag getrou en met ywer in ooreenstemming met hierdie leer uit te voer en volgens hierdie leer te lewe? En beloof jy om jou aan die kerklike vermaning en tug te onderwerp as jy miskien in leer of lewe afwyk? Mag die alvermoënde God en Vader jou sy genade skenk om in hierdie diens getrou te wees. En dan, broeders en susters, moet ons saam met broeder Tewie hoor wat die Here sê. Hy sê, die oproep is dan, wees dan diakens, getrou aan jou roeping. En julle geliefde gemeente, ontvang hierdie broer as 'n dienaar van God. Dink aan die diakens in julle gebede, natuurlik ook aan die ouderlinge. Maar omdat ons dit nie uit onsself kan doen nie, kom ons roep die almagtige God aan. Ons Vader, ons dankie dat U hierdie broer deur die Gees gelei het om die roeping op te volg. Ons bid U, gee aan hom steeds meer die gawes wat hy nodig het om sy diens te verrig. Gee aan hom wysheid, skerpsinnigheid, onderskeidingsvermoë en liefde. Gee aan hom genade om getrou in die diens te wees. Laat so U heilige naam geëer word en U koninkryk kom. Ons bid ook en vra, Here, seën U gemeente waarin U hom geroep het. Gee ons as gemeente oop ore om te luister na U woord wat die ouderlinge bring, maar gee ons ook oop harte en hande, sodat ons ryklik ook mag deel en aan die diakens kan gee wat moet uitdeel vir U, kinders en die mense daar buite,
Here, sodat U naam geëer word, sodat U lof meer kan word, sodat ons dankbaarheid meer mag wees. Verhoor ons, o Vader, deur U geliefde Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Broeders en TV, jy moet eers staan, ons gaan eers die seënbede vir jou sing, ek gaan by jou staan. Kom ons staan, dan sing op Psalm 134 vers 4. Geliefdes, daar is geleentheid om nou aan die diakens, uit dank vir die Here, ons gee nie vir die diakens, ons gee vir die Here. Die diakens gee dit vir hulle wat dit nodig het. Sodat die lof van die Here meer kan word en die dankbaarheid meer kan wees. En daarom is hierdie nie 'n ruspose in 'n erediens waarin ons nou maar kan praat en alles. Nou gee ons vir die Here. Dis tyd van ons dankoffer. Kom ons doen dit ook in hierdie gesindheid en daarna dan staan ons op Psalm 68 vers 9 as ons slotsang.
Geliefdes van die Here, ontvang nou die onmisbare seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen. Geliefdes, afkondigings namens die kerkraad. Die wyke wat aan diens is Hartenbos 3, 4 en Monte Cristo. Vertrek met attest na die gemeente kerk van Agulhas is Amorie Jansen van Vuren. Nou ja, ons wens haar alles seën toe in die gemeente daar en mag dit 'n wonderlike tyd vir haar daar wees. Sy het werk daar gekry en ek weet sy is baie gelukkig daar. En dan is Ronel Pretoria is terug in ons gemeente. Ronel en Piet was vir 'n ruk by ons in die gemeente, het hulle verhuis na Oudtshoorn. Hulle kinders is nog hier by ons in die gemeente al die tyd, maar ek dink nie ek sien haar vanmôre hier nie, Ronel, as ek jou mis. Baie moontlik. Ek is bietjie dof in die oë vanoggend. Maar Ronel is welkom terug. Ons sal haar op 'n volgende keer verwelkom terug by ons. Dan broeders en susters lief en leed. Oupa van der Linde wat op hierdie stadium in die Kalahari is maar in die wijk is van Gourits. Sy broer is vorige week oorlede en ons dink ook aan hulle in ons gebede en dra hulle op aan die Here. Dan Suster Magda Kreur, hulle is ook nie vanmôre hier nie, sy en Hentie. Haar suster, skoonsuster. Haar skoonsuster is die afgelope week oorlede en ons dink ook aan hulle in ons gebede. Dan broeder Willem Eilers het 'n knievervanging gehad, maar hy's nog jonk, so hy's vinnig uit en hy's weer aan die gang. Ons is dankbaar dit gaan goed met hom. En dan broeder Rassie Erasmus, soos u weet, het 'n baie intensiewe hartaanval gehad. Hy is vervoer met 'n helikopter vanuit Victoria Wes van die plaas af of hiernatoe. Ingreep gehad, hulle het 'n stent ingesit, hy was baie siek geweest, hulle moet weer 'n stent insit, maar broeder Rassie is vanmôre hier by ons in die diens, en ons is dankbaar dat hy hier kan wees. Ons dank die Here dat hy by ons kan wees, en sterkte vir die hersteltyd, en vir die volgende stent wat kom, ek dink is die 7de as ek reg onthou, 7de Junie kom 'n volgende stent, so baie sterk, en ons mag die Here loof en prys vir sy goedheid, dat dit alles baie goed gegaan het. En dan Suster Regina van der Swart se kleinseun is 'n wêreldkampioen, nie in gewig stoot nie, maar in gewig optel, broeders en susters. Ons is baie dankbaar saam met haar daarvoor. Broeder Harm Steenkamp, ek weet nie of ek broeder Harm vanmôre hier gesien het. As hy hier is, moet hy net my aanduiding gee. Maar ek dink nie ek het hom gesien nie. Hy word môre word hy geopereer met 'n knievervanging in Bayview. Dan Andre en Elandi ter Blanche was saam met die 2 kinders die afgelope week in die hospitaal, omdat die kinders nie kon drink of kon eet nie, so, maar ek dink hulle is almal nou weer tuis, as ek dit nou reg het, sy het so iets vir my laat weet, dit gaan beter. En dan broeder Ackerman gaan Dinsdag vir 'n prosedure aan sy oog, ons dink ook aan hom. Broeder Theo Kruiks sterk ook aan in Widamet op hierdie stadium. Suster Carly Steenkamp wag vir 'n ondersoek aan haar voet. Carly, is jy vanmôre hier? Ek dink
Nee, ek het haar nie gesien nie. Ek kan verkeerd gekyk het, maar as ek sê nee, sy is nie hier nie. Suster Elsa Klaasen het geval. Sterkte vir haar en vir julle ook. Sy het geval en sy is in die hospitaal. Is sy nog in die hospitaal? Baie sterkte. Ons dink aan julle. En dan dink ook aan haar in ons gebede. En dan broeders en susters, kom ons hoor net, is daar Martie Watson, Suster Martie Watson het ook geval en haar rib is beseer en sy was in en uit die hospitaal met ernstige griep in die laaste week of 2. En dan broeder Gert Harmse gaan vir 'n vervanging van sy pas aangee en hy sal ons presies laat weet wanneer dit nou nog moet plaasvind. Broeders en susters, daar is nog net, ek wil net eers hoor, nog enige leed, enige siektes waarvoor ons voorbidding moet doen. Dan is daar ook 'n bietjie vreugde. Broeder Piet Botha is die bowler afrigting van die Protea span en hulle is daarom nou wêreldkampioene en hy is in ons gemeente. Hy wil daarom net sê ons is dankbaar saam met julle. Dis daarom 'n bietjie goeie nuus vir ons. Baie dankbaar. Is daar nog enige afkondigings oor lief en leed? Kom ons kyk na die verjaardae. Daar's een wat nou nie lief en leed is nie. Broeders en susters, daar's 'n krat suurlemoene in die voorportaal. As jy wil hê, vat vir jou asseblief. Ek moet dit nou onthou. Sien, ek vergeet baie maklik iets so. Daar's 'n krat suurlemoene, kry vir julle daarvan. Nou ons verjaardag, vandag verjaar Sarel Botha. Hy's iewers hier in die Klein Karoo besig by die skoon familie, so ons dink aan hom en baie geluk met sy verjaardag. Suster Hanna Buys, Hanna, baie geluk. Seën, baie mooi jaar vir jou toegewens. Broeder Ben Maree verjaar ook vandag, Ben. Baie geluk met jou verjaardag. Seën en 'n mooi jaar vir jou toegewens. Broeder Jakkus, hy's nie Jakkie nie, hy's Jakkus Boysen. Baie geluk ook. Pa en ma sê julle vir hom sê baie geluk asseblief. Hy werk vandag. En dan Marshall Meyer. Marshall, waar is jy? Jy moet opstaan. Hy's vandag 11 jaar oud. Baie geluk Marshall met jou verjaardag vandag. Kom ons klap vir hom aan. En dan verjaar Elani Boshoff. Sy word 3 vandag, maar ek vermoed nie hulle is vanmôre hier nie, want ek het nou nie, pa is so lank, ons kan hom nie mis nie. So, maar baie geluk ook aan haar met haar verjaardag. Broeder Gert Heinz verjaar die 24ste Gert, waar ek jou al gesien sit, baie geluk met jou verjaardag, mag dit 'n mooi jaar wees vir jou ook. Broeder Willie de Klerk verjaar die 25ste, Willie, baie geluk met jou verjaardag, en seën vir jou ook. En dan Suster Lisha Els verjaar die 25ste, en dis die een wat ek vergeet het. Lisha se pa is baie ernstig siek in Alberton met hartversaking. So ons dink aan julle. Nico sê ook vir haar baie geluk en sterkte ook. Tannie Ina Henning verjaar die 25ste. Is Tannie Ina vanmôre hier? Ek het haar nie gesien nie, maar so ek dink nie sy is hier nie, maar baie geluk met haar verjaardag. Broeder Andries. Tannie Annetjie, asseblief, sê vir haar ons sê baie geluk. Hulle is saam in dieselfde aftreeoord. Dan broeder Andries Steyn en broeder Andrei Steyn verjaar albei op dieselfde dag, maar ek sien hulle is nou nie vanmôre hier nie, of kyk maar ek sien hulle paal en ek sien hulle seun hier. So asseblief sê vir hulle ons sê baie geluk, en natuurlik hy is nie jou seun, hy is jou boetie, so sê vir hom baie geluk asseblief. En dan Suster Isie van der Berg verjaar die 25ste. Isie, ek het daar iewers gesien, hier sit sy agter, baie geluk Isie, baie seën vir jou vir hierdie nuwe jaar. Dan Rita van der Linde verjaar ook die 25ste, Rita sit daar agter, daar sê Rita baie geluk. Seën vir jou met jou verjaardag. François Versilje verjaar die 26, maar François sien ek nie vanmôre hier nie. Ek dink hy is nog van die spinnekop uit nie lekker nie. Ons dink baie aan julle en François is ernstig gebyt deur 'n spinnekop, broeders en susters, dink ook aan hom. Maar baie geluk met die verjaardag. Dan Hetty Du Plessis is nie hier nie, sy kan nie in die dienste kom nie as gevolg van haar sy het 'n immuniteitssiekte en asemhalingsprobleme, so sy het altyd 'n masjien, so ons dink ook aan Hetty. En vra dat die Here ook by haar sal wees op hierdie dag, die 26ste. En die 26ste jaar Louis Kreur. Louis, ek het jou hier gesien, waar sit jy?
Steek jou hand op. Jy weet, ek het vanoggend ook al gesien, ja, daar sit jy. Baie geluk met jou verjaardag. Baie seën en mooi jaar toegewens. Annemarie Miller is in die diaspora. En Harry Smit se omgewings. Ons dink ook aan haar en haar verjaardag. Amor van der Walt verjaar die 26ste Amor. Sy by die koffieskink. Sy is daar agter by die koffieskink, so baie geluk ook aan haar met haar verjaardag. Ben Venter verjaar die 26ste. Ben, geluk met jou verjaardag van die 26ste. Ook vir jou wonderlike jaar toegewens. Helena Malan in ons diaspora. Ek dink nie ek het haar in Januarie gesien nie. Hy is in elk geval ook so lank, ons sal hom nie mis nie. So baie geluk met sy haar verjaardag, die 27. Lukas van Wyk. Lukas, ek weet nie of jy daar agter sit nie. Ek kan nie regtig so ver sien nie. Lukas, dis jy daai ene. Baie geluk met jou verjaardag. Baie seën. Mooi jaar toegewens. En dan Cormyn Pulskog is nie vanmôre hier nie. Baie geluk ook aan haar met haar verjaardag. En Norman van Heerden Junior verjaar die 28. Hy is daarmee. Norman, geluk met jou verjaardag. Al ons gaste wat verjaar, broeders en susters, dis 'n lang lys. Almal wat nog verjaar, baie geluk en 'n baie geseënde week toegewens.